So sê gou vir my, is jy gereed vir hierdie Pinkstertyd? Gaan jy môre aand weer hier wees? Gaan jy Vrydag aand hier wees? Saterdag aand? Sondagoggend, Sondag aand, prys die Here. In die bidkamer sê ek vir hulle, daar's so opgewondenheid in my, want is amper soos om 'n week lank kerk toe te gaan. Dis net in 'n baie korter tydspan. Maar daar 6 dienste, dis amper 'n vol week, so ek is baie opgewonde. Maar ek wil vanaand begin deur vir jou die volgende vraag te vra, naamlik, wat is jou verwagting vir hierdie Pinkstertyd? Wat is jou verwagting vir hierdie dienste wat voorlê? What do you want to achieve? Ek wil hê jy moet daaroor dink vir 'n oomblik. Waar wil jy jouself bevind, as ek dit so kan uitdruk, na hierdie Pinkstertyd? Waar wil jy wees? Dink vir 'n oomblik daaraan. Moenie antwoord nie, dink net vir 'n oomblik daaraan. Jy gaan dalk nou 'n geleentheid kry om te antwoord. Maar ons het sopas die Hemelvaart herdenk, korrek? Die 14de, is dit die 14de? 14de, help my gou. Was die 14de, donderdag die 14de? Was dit Hemelvaart? Onthou jy dit nog? Ons het dit sopas herdenk, alhoewel die liggaam van Christus, die kerk van die Here Jesus Christus, toegelaat het dat die wêreld hierdie dag van ons wegvat, het ons dit tog immers herdenk. Ek kon onthou vroeër jare was dit mos 'n vakansiedag, pastoor het dit genoem. En toe hulle dit wegvat as 'n vakansiedag, het ek die besluit geneem om elke jaar op Hemelvaart verlof te vat. En somewhere het die vyand dit reg gekry om jou besig te kry met jou werksomstandighede, dat dit heeltemal by jou uitgewaai het. Maar tog immers het ons dit herdenk. En die vraag wat ek vanaand vir jou vra, die eerste 2 vrae wat ek of jou op die tafel wil gooi vanaand is, weet jy wat is die boodskap van Hemelvaart? Weet jy vanaand wat is die opdrag van Hemelvaart? Besef ek en jy die boodskap en die opdrag rondom hierdie dag wat ons herdenk het? En die boodskap vir die Hemelvaart, tegnologie. En die boodskap vir die Hemelvaart vind ons in Johannes 14, vers 1 en 3, vers 12 en vers 16. En ek wil graag vanaand met jou hierdie boodskap heel eerstens van die Hemelvaart deel, voordat ons oorbeweeg in hierdie Pinkstertydperk in. En dit begin so, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ek in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. Dit behoort vas in jou denke te wees, want pastoor het Sondag daaroor bedien. En as ek gegaan het om vir julle plek te berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle kan weet waar ek is. Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen sal hy doen, en groter werke as dit, omdat ek na my Vader gaan. En ek sal die Vader bid, en hy sal vir julle 'n ander trooster stuur, om by julle te bly tot in ewigheid. Die woorde in Johannes 14, die eerste boodskap van die Hemelvaartkind van die Here, is die boodskap aan jou en aan my, dat God gegaan het om vir jou en vir my plek te gaan berei. En dit is iets wat vanaand opgewondenheid in jou lewe moet bring. Want die feit dat hy gegaan het om vir my plek te berei, verklaar vanaand dat ek gaan somewhere along the line, gaan ek hier uitleef en ek gaan by hom inleef. Dit verseker my vanaand van die feit dat dit wat ek hier ervaar en dit wat ek hier beleef is tydelik van aard. Hoor jy dit? Hy is besig om vir my 'n blyplek voor te berei, die eerste boodskap van Hemelvaart, met onder andere woorde opgewondenheid, want dit wat ek nou hier deurgaan, kan my nie onderkry nie, want hierdie is my tydelike blyplek. En tog immers, laat U en ek toe, dat die tydelike ons onderkry. Die druk van hierdie wêreld,
die omstandighede van hierdie wêreld. Ons laat toe dat dit ons onderdruk. Ons laat toe dat dit ons aftrek. Ons laat toe dat dit ons ten gronde trek. En jy moet vanaand hoor, die eerste boodskap is, daar is 'n plek wat vir jou voorberei is. Daarom moet jy nie langer toelaat dat hierdie tydelike dinge jou mismoedig maak nie. Want daar is hoop vir 'n beter blyplek. Amen. Dan die tweede boodskap van die hemelvaart is die boodskap van die wegraping. Ek gaan hom vir julle plek te berei. En as ek klaar vir julle plek berei het, gaan ek julle kom haal om by my te wees, sodat julle kan weet waar ek is. En ek wonder vanaand of jy nog vashou aan hierdie boodskap van die hemelvaart. Die boodskap van die wegraping, die feit dat hy gaan kom om sy kerk te kom haal. Ek wonder of jy dit vanaand nog vashou. Ek wonder of jy vanaand nog daarin glo, want jy sien, kind van die Here, as ek nog daarin vashou en as ek vanaand nog daarin glo, is dit die gedagte of is dit die dryfkrag, wil ek amper sê, wat my half forceer tussen aanhalingstekens om te verseker dat ek elke oomblik van elke dag reg is. Want die woord van die Here sê, hy gaan kom soos 'n dief in die nag. So jy moet pas op dat wanneer hy kom, dat hy jou nie vang met sonde speel nie, jy mag dalk die business. Hallo? Maar ek wonder of jy nog vashou aan daardie boodskap van die hemelvaart. En dan natuurlik die derde boodskap van die hemelvaart, is die boodskap van die werke wat ek gedoen het, sal julle doen, en nog groter werke as dit, omdat ek na my Vader toe gaan. Dis die boodskap wat hy vir hulle gegee het voor die hemelvaart. Hoor jy dit? Kan ek jou vanaand weer daaraan herinner, kind van die Here, sy boodskap aan jou en sy boodskap aan my vanaand is, jy het die vermoë, jy het die mag, jy het die gesag, jy het die autoriteit om te doen wat die Lam van God gedoen het en nog groter dinge as dit, omdat hy na die Vader toe gegaan het. En ek wonder vanaand hoeveel van ons leef hierdie boodskap. Ek wonder vanaand hoeveel van ons reageer op hierdie boodskap. Die boodskap van jy het die gesag, jy het die mag, jy het die autoriteit om te doen presies wat Jesus gedoen het. Ek sien dit nie gebeur nie. Is daar iemand wat dit sien gebeur? Hallo? Kom eens tyd dat ons die harde realiteit van die saak face. Want jy sien, voordat die Gees van God verandering kan bring, voordat die Gees van God hoop en lewe kan bring, gaan dit by jou en by my moet begin. So kind van die Here, voordat jy die volheid van God se Gees ten volle in jou lewe ervaar en beleef, moet jy eers die boodskap van die hemelvaart vat en jy moet dit jou eie maak. Want hoe gaan die Gees van die Here jou gebruik om vir die krepele te bid, of vir die sieke te bid, of vir die blinde te bid, of vir die dowe te bid, as jy nie eers die boodskap glo nie? Julle is stil. Jy moet dit kan glo, jy moet dit kan vat. Want dit is die woord van die Here, dit is die derde boodskap van die hemelvaart, dat u en ek het die vermoë om te doen wat hy gedoen het, en groter omdat hy na die Vader gaan. En dan natuurlik die vierde boodskap van die hemelvaart. Ek sal vir julle 'n ander trooster stuur. Naamlik die Heilige Gees. Die belofte van die Heilige Gees. Dit is die vierde boodskap van die hemelvaart, dat daar kom 'n ander trooster, daar kom iemand om saam met jou die pad te stap, daar kom iemand om jou te leer, daar kom iemand om jou te lei, daar kom iemand om jou te onderrig, daar kom iemand om by jou die hand te vat, daar kom iemand om jou lewe te kom verander, en sy naam vanaand is die Gees van die lewende God. Die boodskap van die belofte, Pinksterdienste, die geleentheid om hierdie boodskap van die Heilige Gees
deel van jou lewe te maak en toe te laat dat die werk van die Heilige Gees realiteit in jou lewe word. Is jy bereid vanaand om die boodskap van die hemelvaart jou eie te maak? As jy vanaand uitroep ja, dan wil ek vanaand vir jou sê, kan jou lewe nooit, ooit weer dieselfde wees nie. Want die oomblik wanneer die Gees van die Here beheer van jou kom vat, dan word jy verander, jy word vernuwe, jy word omgekeer, mits jy toelaat dat hy jou lewe beheer. Mits jy toelaat dat hy jou lewe verander. Mits jy die besluit maak om aan hom te submit. Niks in hierdie wêreld sal jou kan wen en jou sal onderkry nie. Niks. As jy net hierdie boodskap kan vat van die hemelvaart en dit jou eie maak. Dan kom ons by die opdrag. Wat is die opdrag van die hemelvaart? Ons het nou gehoor wat is die boodskappe rondom die hemelvaart, naamlik plek wat voorberei is. Ek gaan terugkom om julle te kom haal, julle kan doen wat ek doen en ek gaan vir julle my Heilige Gees gee. Ons vind hierdie opdrag in Lukas 24:49 wat sê, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Die woorde wat Jesus sê net voordat hy opvaar in Lukas, gaan lees gerus. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Om te bly praat vanaand met my en met jou rondom, luister mooi, om 'n sekere plek nie te verlaat nie. Soos ek vanaand vir jou sê, in hierdie gemeente moet jy bly, dan beteken dit jy moet hier glad nie weggaan nie. Al maak ek jou kwaad, al stel ek jou teleur, al trap die pastoor op jou tone, trek jou hare, jy moet hier bly. En dit is die opdrag van die hemelvaart, dat ek en jy moet bly totdat iets gebeur. Kan ek dit weer sê? Jy moet bly totdat iets gebeur. So ons maak eers Sondag klaar, so dit beteken jy moet vanaand bly, jy moet môre bly, jy moet... Het jy jou slaapsakkie ingepak, ek grap net. Ek wil ook graag huis toe gaan. Maar jy kry die idee. Die opdrag van die hemelvaart is, jy moet wag. Jy moet tyd in sy teenwoordigheid spandeer. Jy moet die geleentheid aangryp wat hy gee. En wanneer die Gees van God in hierdie Pinkstertyd wil werk, moet jy deelneem. Moenie laat tyd jou pla nie. Wanneer die Gees van die Here gaan begin beweeg, want dis wat ons vertrou gaan gebeur, moet jy bly. Want as jy nie bly nie, gaan jy nie kry nie. Sien, dan kom hy, daai digter weer deur. As jy nie bly nie, gaan jy nie kry nie. Pinkster vra van jou en van my dat jy sal bly totdat jy toegerus is met krag uit die hoogte. Want ek wil hê jy moet vanaand hoor, dit is hierdie krag van die Heilige Gees wat jou in staat sal stel om die kind van God te wees wat jy moet wees. Dit is die krag van God wat jou in staat sal stel om die derde boodskap van die hemelvaart 'n werklikheid en 'n realiteit te maak in hierdie stikkende wêreld. Dit lyk nie vir my of jy my glo nie. Sien, mense is nie gewoond om in die week by die kerk te wees nie. Pastoor, ons moet meer dienste hou in die week. Hoor wat sê die woord van die Here. In Hebreërs 2 vers 4. Terwyl God ook nog saam getuig het deur tekens en wonders. Is dit iets wat Jesus gedoen het? En die boodskap van die hemelvaart sê ons kan dit doen. Waar sê ek nou? Terwyl God saam getuig het deur tekens en wonders en allerhande, luister mooi, allerhande kragtige dade en bedelinge van die Heilige Gees volgens sy wil. Die Gees van God, die krag van die Heilige Gees,
wil die derde boodskap van die hemelvaart 'n werklikheid en 'n realiteit maak in jou lewe. Hallo? So wat is jou verwagting van Pinkstertyd? Ons het nou die hemelvaart afgehandel. Wat is jou verwagting van hierdie Pinkstertyd? Om toegerus te word met krag uit die hoogte? Om te sien wat jy uit God se hand uit kan ontvang? Om jou bywoning te laat geld? Om jou liggaam te stel as 'n lewende heilige en aan God welgevallige offer? Of is dit om op 'n plek te kom van totale oorgawe? Wat jy die vrymoedigheid aan die dag lê om net te kom en om te eer en om te verheerlik sonder om jou te steur aan die maatjie langs jou? Is dit om die geleentheid aan te gryp om hom met jou lewe te vereer? Is dit dalk die verwagting by jou om meer te leer van die Heilige Gees? Is dit jou verwagting om anders te weg te stap as wat jy gekom het? Miskien het jy vanaand 'n ander verwagting. Iets wat ek dalk nie genoem het nie, maar hier is vir jou 'n lekker grocery lysie, so make jou pick. Want weer wil ek weet, hoekom is jy hier? Wat is jou begeerte van God met jou bywoning hier? Hallo? Wat is jou begeerte? Ek het een verwagting. Of ek het, kom ek sê so, hierdie is die verwagting vanaand in my hart. Laat ek dit eerder so uitdruk. En dit is dat die Heilige Gees beheer sal vat van elke lewe, sodat elkeen van ons wat vanaand hier sit en hulle wat nog gaan kom, dat ons in die destiny sal inbeweeg wat God vir ons instoor het. Hoor jy dit? Die destiny wat God vir ons instoor het, dit waarvoor hy jou bestem het. Dit is my verwagting dat die vuur van die Heilige Gees in ons sal kom brand, sodat ons die Wesrand sal omkeer. En dat ons die vrug en die gawes van die Heilige Gees sal begin demonstreer, sodat die wêreld rondom ons kan sien wie ons God is. Sy vrug, blydskap, liefde, lankmoedigheid, sagmoedigheid, gaan lees hulle daar in Galasiërs 5. Dat ons dit sal demonstreer eerstens, en tweedens, dat die gawes van God se Gees in ons lewens sal manifesteer, sodat ons kan profeteer wanneer ons moet profeteer. Dat ons kan tale wanneer ons moet tale, dat ons kan uitlê wanneer ons moet uitlê, dat ons 'n woord van kennis en 'n woord van wysheid kan gee wanneer dit nodig is, sodat ons die werke van kragte kan beleef en kan aanskou en mense die genadegawe van gesondmaking kan deel word. Want dis die gawes van God se Gees. En dan, ek dink my grootste begeerte, of my grootste verwagting, is that God will create a heartbeat for revival. Dat God 'n branding hier in ons binneste begin wakker maak, om die hand van die Here te sien beweeg, en die hand van die Here te sien opreik. Dat lewens sal verander waar ons beweeg en waar ons onsself bevind. My uitroep vanaand, en hiermee maak ek klaar, is God verander ons. Eerstens. Tweedens, God gebruik ons. En derdens, Heilige Gees kom lei ons. Verander ons, gebruik ons en lei ons, sodat ons kan begin doen wat ons moet doen. Kom ons sluit die oë. Vader, ons dankie vanaand vir die voorreg wat ons het om met hierdie Pinkster weg te trek. Here, en ons bid dat U Skepper Gees
'n branding in ons binneste kom losmaak vanaand, Here. Dat U Heilige Gees se honger in ons binneste bring. In hierdie tyd wat voorlê om die hand van die Here te sien werk en te sien opruit. Bonatuurlik, Here, ons wil bid dat ons die tonge van vuur sal ervaar en sal beleef, soos wat die disippels dit ervaar en beleef het daar in die boefretrek. Sodat ons toegerus kan word, Here, met die krag wat ons nodig het om dinamies en effektief te wees vir U koninkryk. In die almagtige naam van Jesus Christus vra ons dit. Here, ons bid dat U guns sal rus op dit wat nog voorlê, van môre aand af, right through to Sunday night. Here, en ons wil vra dat die Gees van die Here sal opdaag in God se heerlikheid, in God se sterkte en in God se krag. In die almagtige naam van Jesus Christus, en die kinders van die Here sê, Amen, dit sal so wees. Kom ons bid staan. Hemelse Vader, ons kom na U toe in die naam van Jesus. Here, dankie dat U gekom het vir ons, Here. Dankie dat U gestuur het, die Heilige Gees, die trooster, die een wat in ons is, die een wat ons lei, Here. Here, in hierdie tyd bid ek vir elkeen wat hier is. Ek bid, Here, dat U begeerte in ons hart sit, want die Here se woord sê, dis verniet vir hom wat honger en dors is. Maak ons honger en dors vir die Heilige Gees, Here, dat ons elkeen sal vervul word en dat ons sal weet dat die Here met ons is. Here, dankie vir die liefde en dankie mag die Here met elkeen van ons wees. Die Here sal julle seën en behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Mag die liefde van God die Vader, die genade van Jesus Christus en die teenwoordigheid van God se Gees met julle wees, met elkeen van ons. Amen en amen. Voor julle loop, ek het net 'n dankbare hart vir elkeen wat hier is. Altyd as ek hier kom, dan sien ek die kerk en die kerk groei en ek sien wat gebeur. Vanoggend vanaand toe ek daar staan, het ek dink 5 mense na my toe gekom en gesê, pastoor, ons het gebid vir werk, die Here het hulle werk gegee. Kom ons gee die Here lofoffer. In die tyd waar ons lewe, waar werk skaars is, maak die Here 'n weg vir die kinders van die Here. Amen, dankie. Kom ons gaan nie koffie en koekies.